Ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om voor U te buig, die almagtige skepper van hemel en aarde. En dankie dat ons deur U seun Jesus Christus, ons verlosser, wat sy bloed vir ons gestort het, tot U kan nader. Hierdie nuwe lewende weg wat U geopen het vir ons deur U kosbare bloed. Niks van ons eie geregtigheid nie, niks van ons eie goeie hoedanighede nie, niks van ons werke nie, maar genade op genade het ons die voorreg om vanaand in gebed tot U te nader. En ons kom bid en ons vra U dat U deur U Gees Uself in hierdie aand aan elkeen van ons sal openbaar. Word U verheerlik en ons bid dit om Jesus se ontwil. Amen. Nou ons lees vanaand 1 Tessalonisense 5. Ons lees vanaand daar vanaf vers 16. Wees altyd deurbly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Beproef nie sonde nie, beproef alle dinge, goeie dinge, en dan behou jy die beter. Onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberisplik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, hy is ook getrou, hy sal dit ook doen, sê vers 24. So ons het nou in hierdie aande, het julle vir ons die kaart daarso, het ons begin om met u te gesels Sondagoggend. Ons behandel die boek 1 Tessalonisense, en ons het gesê in 1 Tessalonisense hoofstuk 1, na die Macedoniese roepstem in Handelinge 17, het Paulus voet aan wal gesit in Europa, en hy die evangelie verkondig in Thessalonika, en hulle het kragtadig tot bekering gekom, 'n gemeente het tot stand gekom, en so 6 maande, anders sê 'n jaar later, skryf hy hierdie brief, en nadat Timoteus hulle vir hom terugvoer gegee het, wat het eintlik nou gebeur met hierdie mense, hoe hulle bekeer het van hulle afgode, hoe hulle hart en hulle lewens vir die Here gegee het, hoe hulle geloof werksaam is, arbeidsaam is, hoe hulle arbeid van hulle liefde daar is, hoe hulle voorbeelde geword het, hoe hulle die woord van die Here uitgedra het, alles in hoofstuk 1. En dan in hoofstuk 3 sê hy vanaf vers 10, bid hy ernstig om hulle aangesig te sien, om te voltooi wat aan hulle geloof ontbreek. En 'n mens kan die vraag vra, is dit moontlik, Paulus, dat in hierdie gemeente, dat daar nog iets aan hulle geloof ontbreek? En dan sê hy vir ons verder in vers 12 en 13, hy sê, sodat julle harte versterk kan word, om onberisplik te wees in heiligheid. En dan in hoofstuk 4 vers 1 lei hy hierdie nuwe waarheid in, verder dan broeders. En dan vers 3, wat is hierdie nuwe waarheid? Verder dan broeders, dit is die wil van God julle heiligmaking. Dit is die wil van God julle heiligmaking, want hy het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar verwerp die Heilige Gees wat God gegee het. Hy het ons nie tot 'n lewe van onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. En dan kom hy by die klimaks van hierdie boek uit. In hoofstuk 5, in hierdie hoofstuk 5 vers 23 is eintlik 'n gebed waar hy bid en hy bid vir hierdie gemeente en hy sê, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, julle gees, julle siel en julle liggaam geheel en al onberisplik bewaar by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En dan sê hy, as jy dalk twyfel of dit moontlik is, dan sê hy wat julle geroep het is getrou, hy sal dit ook doen, vers 24. En ons het gisterand gekyk na 'n geheiligde gees. So as ons kyk, die gees is daardie innerlike deel van die mens. Ek het dit gisterand bietjie verduidelik, ek kan dit nie alles weer verduidelik nie. In Grieks is dit die pneuma, en dit is dan die geelsirkel, dit is die siege. Ons gaan vanaand bietjie daarby stil staan, en dan het ons die liggaam aan die buitekant wat blou is, dit is die soma. En hierdie gees is dit wat met God kan, of God bewus kan word, wat met God gemeenskap kan hê, wat met God kan kommunikeer. Jy kan met jou verstand waarhede rondom God leer en van die Bybel leer, maar jy kan God nie anders ken as in jou gees nie. Want hy wat my aanbid, moet my in gees en in waarheid aanbid, sê Johannes 4. So dit is hierdie innerlike deel waarvan ons gisterand gepraat het, wat God bewus kan word. Jy sit daar in 'n diens, jy lees 'n boek, jy lees 'n traktaatjie, en ewe skielik kom jy onder die wonderlike
Ek noem dit wonderlik, vir jou is dit nie wonderlik nie, maar onder daardie vreemde ervaring van 'n oortuiging, waar die Heilige Gees in jou gewete, op jou wil, 'n aanspraak maak en hy met jou praat. En daar word jy ewe skielik, terwyl jy kom sit het jy dit nooit gedink, jy het gedink is maar net 'n kerkdiens, is maar net godsdienstoefening, en ewe skielik word jy bewus van God se teenwoordigheid. En waar word jy daarvan bewus? Diep in jou gees, want dis waar jou gewete gesetel is. En dan die sielelewe waar ons vanaand praat, dit is selfbewus. Dis hoekom die pyltjie na die gesig toe wys. Hy is selfbewus, en dan die swart pyltjie bo die liggaam, hy is wêreldbewus. Hierdie fisiese liggaam, hy is wêreldbewus. Sal bietjie môre aand bietjie daaroor gesels, want dit is, as jy nou 'n tiener is, dan stel jy nou belang in, soos die Engelse sê, in die brand. Is dit 'n Nike? Of is dit 'n Asics? Of is dit wat so kolwe mense vandag mee? Sê vir my, kom Miller, jy weet, wat so kolwe hulle mee? SS, as hulle weet, en as dit nou 'n sekere bal is, dan is dit seker 'n Gilbert, as dit rugby is, en dis wanneer jy wêreldbewus is. Die liggaam is wêreldbewus. Hy moet aantrek dat die wêreld dit goedkeur, maar dit kom alles van binne uit die sielelewe uit, wat selfbewus is. En ons gaan nou daarby staan. En selfbewus is daardie gedeelte wat wanneer jy in 'n vertrek instap, wat jy so maak. Selfbewus. Dis in jou sielelewe, in jou siege. Die sielkundiges werk met dit, ons werk met die gees en die siel, en ons is veronderstel met die liggaam te werk. Dis hierdie deel wat geestelik kan word, hierdie innerlike deel, hierdie gees van my. En die gedeelte gaan ek vanaand oor praat, is wat vleeslik is. En dan die laaste een is, het ek gesê natuurlik, ek sal dit graag wil verander vorentoe, dis menslikheid. Dis die natuurlike mens, die natuurlike liggaam van die mens. En ek sal bietjie stil staan môre. Maar hier in die gees van die mens, hierdie is nou in die geel gedeelte, is die gewete van die mens en die wil van die mens. Is hier in die gees van die mens. Dit is waarvoor ons gisterand gepraat het. Is daai gewete. En hierdie gewete is onderworpe aan die sondeval, en hierdie wil is onderworpe aan die sondeval. Daarom wil die mens van nature God nie dien nie. En die natuurlike mens lyk so, daai gees van hom is swart. Want in die tuin van Eden het die mens tot die sondeval gekom, en hierdie mens is geestelik dood. Hy's uit verhouding met God, hy's nie in die regte verhouding nie. Al word hy in die kerk groot, al word hy voorgestel, al word hy aangeneem, al word hy 'n lidmaat, al gaan hy sonnaarskool toe, en hy sterf soos wat hy gebore is, sal hy nie in die hemel kom nie. Hy sal hel toe gaan, godsdienstig en verlore. Want elke mens se gees lyk so. Of jy 'n dominee se kind is, of jy 'n predikant se kind is, of jy 'n geestelike werker se kind is, of jy 'n goddelose mens is wat op die strate loop se kind is, jou gees lyk so. En dit is swaar vir ons godsdienstige mense om dit te aanvaar, want dis 'n realiteit. En alvorens daar nie 'n dag in jou lewe aangebreek het, jy weet wanneer dit gebeur het, jy weet waar het dit gebeur en jy weet hoe dit gebeur, dat hierdie gees van jou, deur die bloed van Jesus, dis hoekom hy rooi is, vergewe is en al jou sondes vergewe is nie, sal jy nooit die ewige lewe in die hemel beerwe nie. Staan nie. Nou my vraag vanaand aan jou is, wanneer het die bloed van Jesus Christus jou van al jou sondes vergewe? En jy het daai versekering gekry dat my sondes vergewe is. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, meervoud. Al my dade sondes, daai eerste sonde wat jy gedoen het as 'n kind, tot waar jy vanaand in hierdie bank sit, al jou sondes, deur woorde, gedagtes en dade, staan soos 'n skeidsmuur tussen jou en God, en jy kan nie in die hemel kom nie. Daarom sê Dawid, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.
En dit is nodig en is noodsaaklik dat die rooi gedeelte, die bloed van Jesus Christus, hoekom hy aan die kruis gesterf het vir my sondes, ergens in my lewe 'n realiteit word en hy my van my sondes vergewe en hy deur sy gees in my kom woon. En die wit gedeelte is nou woon sy gees in my gees. En nou word jy eers 'n kind van God. Nie toe jy gedoop is nie, klein of groot nie. Nie toe jy aangeneme voorgestel is nie. Nie toe jy 'n lidmaat geword het van 'n nuwe kerk of 'n nuwe gemeente ergens nie. En ek sê altyd by ons, ook nie toe jy lidmaat geword het van ons gemeente, is jou naam nou geskryf in die boek van die lewe nie. Nie voor dit met jou gebeur het nie, is jou naam nie in die boek van die lewe nie. Al is jy 'n vrome mens, al is jy 'n godsdienstige mens, is jou naam nie in die boek van die lewe nie. Daarom is dit absoluut noodsaaklik dat Jesus vir Nikodemus wat 'n predikant is vir hom sê, in Johannes 3 vers 3, as jy nie weergebore word, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Hy vra vir die Here Jesus, hoe is dit moontlik as jy groot is, dat jy weergebore kan word? Jy kan nie 'n tweede keer in die skoot van jou moeder ingaan nie. Wat antwoord Jesus hierdie predikant? Hy sê vir hom, luister, Nikodemus, jy's 'n leraar van Israel, jy weet hierdie dinge nie. Wat uit die gees gebore is gees. En wat uit die vlees gebore is vlees. Jy is besig met 'n fisiese geboorte. Ek is besig met 'n geestelike geboorte. En jy's 'n leraar, jy's 'n predikant en jy weet dit nie. Weet jy, daar's baie predikante wat dit nie weet nie. En jy moet so gou as moontlik in 'n gemeente in jou lewe kom waar mense hierdie waarheid vir jou preek. So gou as moontlik. Ek het eendag vir mense gesê wat so is. Ek sê vir hulle, weet jy wat? Hier in Bloemfontein is baie kerke. Net soos hier in Pretoria. Maar ek vra vir jou baie mooi, vir julle as gesin. As julle nie na ons toe wil kom nie, gaan soek vir julle kerk waar julle die evangelie preek. Maar moenie by jou huis sit nie. Raak betrokke in die koninkryk van God. Vanaand kom ons by die tweede deel. En dit is, die gees van God woon in my, maar my gees is nog nie geheilig nie. Wat gebeur as die Heilige Gees die wit gedeelte in my kom woon? Die Heilige Gees is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. Hy's nie 'n krag nie, hy's nie 'n invloed nie. Ek kan hom nie manipuleer en vir hom sê, gee my krag, maak so nie. Hy's 'n persoon. En as persoon kom woon hy met sy gees in my gees. En het jy opgelet, is moreel, sy naam is Heilige Gees. Hy's nie net gees nie, hy's nie 'n gees nie. Hy's nie 'n krag nie, hy's nie 'n invloed nie. Hy is die persoon, die derde persoon, die innerlike wese van God self. Wat hier in hierdie liggaam, in hierdie gees kom woon, wat jy en ek nie ten volle eers verstaan nie. Hoe God deur sy gees in ons woon nie, maar hy kom woon daar. En die oomblik wanneer hy daar woon, het hy een begeerte, is om hierdie mens, hierdie gees, siel en liggaam van hierdie mens, te maak soos wat Jesus is. En dis heilig. Of ons nou van die woord hou of nie, ek sal môre aand dit ook vir jou verduidelik wat dit beteken. Dit is nie 'n engeltjie wat met vlerkies hier rondvlieg nie. So wees geduldig, ons gaan môre aand daaroor praat. So wat beteken dit? Hy kom en hy kom woon in my, en die Heilige Gees verheerlik nooit homself nie. As jy in 'n diens of 'n kerk kom en hulle verheerlik die Heilige Gees, as jy by 'n verkeerde kerk. Die Heilige Gees verheerlik altyd Jesus. Hy verheerlik nooit homself nie. Want as Jesus opgelig word, dan trek hy mense na hom toe. Want hoekom is dit Jesus? Want hy het die prys vir ons betaal. Hy het vir ons gelei. Hy het vir ons sondes gesterf. Hy is begrawe. Hy het opgestaan, hy het opgevaar en hy sit vanaand aan die regterhand van die Vader as 'n hoëpriester waar hy intree om vir ons te bid. En nou kom die Heilige Gees. As jy tot bekering kom en hy kom woon in jou en hy wil jou maak soos wat Jesus is. En dit is heilig.
En al weet jy nog nie wat dit beteken nie, as jy môre aankom, gaan ek dit vir jou verduidelik. Is dit 'n begeerte diep binne in jou om God altyd te behaag. Vat dit net eers vanaand, is om die Here te behaag. En aan hom gehoorsaam te wees. Nou kom ons kyk. Nou in die sielelewe van die mens, ek noem hulle fakulteite, die fakulteit van jou gewete, fakulteit van jou wil maar in jou sielelewe, ek gaan net 'n paar opnoem, want ons gaan nie by alles kan stil staan nie. Die eerste is jou begeertes, en daar is die emosies, en daar is die verstand van die mens, is alles gesetel in die sielelewe. Nou wat baie belangrik is van die sielelewe, is dat hierdie fakulteite is net soos jou gees onderworpe toe Adam en Eva in sonde geval het en die menslike geslag in sonde geval is baie mense wonder hoe werk hierdie gevalle mens, hierdie sonde wat ons geërf het van Adam af. So wanneer hierdie sondeval plaasgevind het, het dit die gees beïnvloed, maar het die hele sielelewe van die mens beïnvloed. En ek gaan dit nou vanaand vir u verduidelik. So daai fakulteite, daai verstand, daai emosies, daai begeertes, alles het verdorwe geraak en verdraaid geraak. So dit het besoedeld geraak. Wat dink julle is dit? Is dit ek? Of is dit iets anders? Dit het besoedeld geraak met die sondeval. Nou, baie keer wonder mense, wie van het al ooit gehoor van die woord, ek het sonde by Adam geërf, erfsonde. Is daar iemand wat so iets gehoor het? Wys vir my. Is dit daar sulke mense? Dis baie min, so ek moet vir jou mooi verduidelik. Het iemand al gehoor van inwonende sonde? Nou kom ek verduidelik gou vir jou, kom ons gaan terug. Ek het baie lank gedink om vir mense dit te probeer verduidelik, en nou gaan ek terug en ek het gou vandag hierdie bymekaar gesit om jou te help. Kom ons kyk gou hier. Wanneer ons Romeine lees, dan lees ons van hoofstuk 5 af, praat Paulus nie net van sonde, as sondige dade nie, hy praat van die sonde. Wanneer Dawid sê in Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Wat bedoel Dawid? Wat bedoel mense en predikers al die jare, daar's 'n geneigtheid waarmee ons gebore is wat neig na sonde toe. En wanneer jy die boek Romeine nou verder lees, dan kom jy agter dat Paulus praat van in hoofstuk 7 van sonde wat in my woon. En dan praat hy van die liggaam van die sonde. In Romeine 6 vers 6, aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. En nou gebruik baie mense 'n onskriftuurlike term, en jy gaan dit nou verstaan. En dit is daai ou eie ek. Nie 'n Bybelse term nie. Dit het jy geërf by Adam, daai ou, sondige, selfgesentreerde lewe. Wat baie mense net ken as die eie ek. Die ek wat altyd sy sin wil hê. Die ek wat altyd reg wil wees. Die ek wat altyd die argument wil wen. Daai sondige selfgesentreerdheid diep in die hart van die mens, en selfs nadat jy tot bekering gekom het, is daar die geneigtheid binne in jou. Die Engels beskryf dit as 'n condition. Dis 'n sinful condition. Jy het nie die sonde gedoen nie, jy het dit geërf by Adam. Daarom gaan jy nie verlore as gevolg van die feit dat jy dit geërf het nie. Jy gaan verlore omdat jy, toe jy tot jou verstand gekom het, 'n sondige daad gedoen het. Net soos Adam nie moes neem van die boom in die middel van die tuin van Eden nie, van kennis van goed en kwaad nie, het die Here vir jou en my 'n opdrag gegee, deur ons gewete gewerk,
toe ons tot ons verstand kom, en dit kan verskillende ouderdom, party 8, 9, 10, 11, wat, hoe oud ook al, en jy besef dat dit wat ek nou doen is verkeerd, en die Heilige Gees werk in my gewete, in my wil, en hy sê vir jou, Nardus, dit wat jy nou doen, om jou ma se geld te vat, is sonde. Van daai oomblik af het ek sonde gedoen, en daarom is ek 'n sondaar, want ek doen sondige dade. Maar dit wat ek van Adam geërf het, is 'n sondige condition. Dis nie iets wat ek gedoen het nie, dis iets wat ek geërf het. Maar dit dryf jou en neig jou om 'n sondige daad te doen. Maar jy besluit dan met jou wil om die sondige daad te doen. Nou die enigste hoe ek dit vir jou kan beskryf in Afrikaans, hierdie sinful condition, hoe die Engels dit beskryf, is 'n sondige toestand of 'n staat. Maar die Afrikaans kry dit nie reg. En ons kry die sukkel om vir mense dit te verduidelik. Toe dink ek wel, miskien moet ek vir jou 'n voorbeeld gee. Ons ken 'n magnetiese veld. Jy het dit geleer daar ergens, daar 4, 5 of 6. Miskien vandag leer hulle dit in graad 2, ek weet nie. Hoe weet ons dit? Hoe weet ons daar's 'n magnetiese veld? Het jy al 'n magnetiese veld gesien? Het jy? Wys hom vir my. Ons vat 2 magnete, noord en noord, hulle stoot mekaar af. Ons vat 'n noord en 'n suid, hulle trek mekaar aan. Het jy al gesien daar tussen in daai magnetiese veld wat hulle aantrek? Nee. So baie mense vra vir my hierdie erfsonde, hierdie inwonende sonde. Waar is dit? Dis in hierdie fakulteite. Dis 'n condition, dis 'n toestand wat daar heers, wat al hierdie fakulteite van jou begeertes, jou emosies, al hierdie fakulteite van jou besoedel het. En dit is 'n toestand, dit is 'n staat, dit is 'n condition, soos die volgende. So daar het ons 'n noord en 'n suid magneet by mekaar. Hulle trek aan. Wys vir my daai magneetvelde. Jy het dit nog nooit gesien nie. Ek het dit ook nie gesien nie. Maar nou sê die onderwyser vir jou, weet jy wat? Gert, bring vir my 'n stukkie wit papier. Gaan haal hom. Hy sê, Sannie, gaan haal vir my ysterveilsels. En ons gooi die ysterveilsels op die wit papier en ons hou die magnete onder die wit papier. En ewe skielik sien ons al hierdie ysterveilsels spring in 'n vorm waar hulle na mekaar toe trek. Maar was daai toestand daar gewees? Toe die ysterveilsels nie daar was nie en die wit papier nie daar was nie? Ja. Dis 'n condition, dis 'n toestand van 'n magnetiese veld. So het jy diep binne in jou geërf van Adam af, so 'n magnetiese condition, 'n toestand. En wat doen hierdie toestand? Hierdie toestand of hierdie condition het 2 uitwerkings. Die een is, hy trek aan en hy stoot af. So om 'n sondige selfgesentreerde en die wêreld aantrek beginsel, dis 'n beginsel, dis 'n prinsipel. Jy kan maak wat jy wil, jy kan jou kind nou hoe mooi groot maak. As hy ergens tot sy verstand kom, dan kom daai beginsel in. Dan sê daai beginsel, weet jy wat? Stel jouself eerste. Wees selfgesentreerd. En soek jou eie belang. En dis wat jy by Adam geërf het. En daarom noem ons dit onskriftuurlik die eie ek. Want daar's 'n natuurlike ek, daar's 'n natuurlike jouself. Maar daar's 'n sondige selfgesentreerde jy. En om jou van God se wil en doel met jou lewe af weg te stoot. Die een is, hy trek die verkeerde aan. Die ander een is, hy stoot jou weg van God se wil af. Daarom, wanneer 'n mens groter word, is daar 'n neiging in jou binneste weg van God en sy wil en sy plan. Jy het dit geërf by Adam en dan maak jy 'n besluit met jou wil en jy kies en jy sê ek wil nie dit doen wat God wil hê ek moet doen nie. Dit is wat gebeur in die sielelewe van die mens, in die gees. So my smake, my verstand, my emosies het vorm 'n condition in my sielelewe en in my gees wat
hierdie twee uitwerkings het. Hy neig weg van God se wil af, en hy trek dit aan wat verkeerd is. Nou kom ons kyk vanaand, net om u te help. En na jou bekering bly hierdie condition, hierdie toestand, hierdie sondige selfgesentreerdheid in jou lewe. En daarom sê baie mense, as daai 'n kind van God is, wil ek nie 'n kind van God wees. Want hy sien nie meer dat jy rook en drink, en in die kroeg lê, of jou bier drink, en jy vloek en steel, en oneerlik is nie, maar hy sien ander gesindhede in jou lewe. Want jy het mos nou tot bekering gekom, jy is mos 'n nuwe mens, daai goed is mos nou nie meer deel van jou lewe nie. Want 2 Korintiërs 5 vers 17 het waar geword, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. Maar hierdie condition, hierdie toestand, is selfgesentreerd. Nou kom ons kyk na die eerste een, die begeertes. En nou gaan is wonderlik as jy die, ek sê altyd, as jy die goue draad ergens van die Bybel vat, en jy het hom raak, dan trek daai goue draad dwars deur van Genesis tot Openbaring. Nou kry jy weer, ek praat, die Bybel is vir my 'n boek van beginsels. As ek daai beginsel raak het, en ek het hom reg verstaan, en ek het hom reg begryp, gaan daai beginsel van Genesis tot Openbaring deurgaan. En so die volgende beginsel, en die volgende beginsel. En nou gaan jy verstaan, sê vir my, hoekom? Het die Bybel vir ons gesê, en hoekom het u vir jare groot geword? En dan doen u in die kerk belydenis van jou geloof. En dan lees hulle vir jou die wet in Eksodus 20 vers 17. Jy mag nie jou naaste se wat? Se vrou begeer nie. Jy mag nie sy os of sy esel of sy diensknegt of sy diensmaagd begeer nie. So die eerste ding waaroor ek met u praat in die sielelewe is begeer. En hierdie condition van sondige toestand heers in die sielelewe van die mens. En hierdie sondige toestand het hierdie kenmerk, hy begeer. Hy begeer. As hy iets mooi sien, begeer hy dit. En nou sê die Bybel vir ons, jy mag nie begeer nie. En al die jare het jy alleen elke Sondag gesê, ek bely en ek sê ek mag nie begeer nie. En jy sal jou hele lewe begeer totdat jy hier gekom het waar volkome heiligmaking 'n deel van jou geword het. En die Here hierdie gebed van Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 23 waar gemaak het in jou lewe. En mag hy die God van vrede jou volkome heilig maak, jou gees en jou siel. Daai begeertes van jou wat verkeerd neig en wegbeweeg van God se wil af en die verkeerde aantrek, hy moet my daarvan reinig en vrymaak. En die begeertes is vir my altyd, as ek vir jou voorbeeld kan gee, soos 'n rangplant, met hy kloutjies, voetjies van hom, wat opklim daar by ons huis, het ons so groot peperboom, maar daar is 'n rangplant, ek kan net nie glo dat daai rangplant klim in daai peperboom, hy is so groot, hy het sulke dik stamme, maar hy klim in daai peperboom, en hy klim tot heel bo waar daai son is, hy oortrek daai peperboom, en begeertes is so, hy klim altyd oor 'n ou mirasie, of 'n ou vrot boomstam, of iets wat verkeerd is, en so klim jou begeertes, en hy rank altyd oor dit wat verkeerd is. Onthou jy vir Samson? Die Here gebruik Samson so kragtig. Nou een aand, my vrou is lief, dan daar by ons, het so 5 klein kinders, dan het reël hulle sleepover by oupa en ouma. En dan is Elise nou lief, en dan sê sy, my vrou, gaan sê vir oupa, hy moet vir julle lees en bid. En dan maak ek hulle by mekaar, dan sit hulle by my. Maar hulle is nou klein, hulle is nou so van 4 tot 8 jaar oud. Dan maak ek hulle by mekaar, en dan vertel ek hulle storie. En ek vertel 'n vreeslike storie, en ek vertel hulle die storie van
Samson. En ek sê, hy vat 'n kakebeen, en hy slaan daai Filistyne dood. Lag hulle. Vir die kinders is so snaaks, dat Samson 'n kakebeen vat, en die Filistyne so doodslaan. Maar het jy al gesien die wonderwerke, wat die Here deur Samson gedoen het? En hoe hy die jakkalse vang, en die vakkels aan hulle sterte sit, en hulle deur die oeslande stuur, van die Filistyne. En dan is hy Nasareer. En 'n Nasareer, moes hy die belofte van 'n Nasareer nakom. En Samson kyk na Delila, en wat gebeur? Hy begeer haar. Hy begeer haar. En hy vertel vir haar sy geheim. Sy krag lê in sy hare, sy krag lê in sy Nasareersbelofte, sy krag lê in sy toewyding aan God. Dis maar eintlik wat die Nasareersbelofte beteken. Hy mag geen wyn en sterk drank oor sy lippe neem nie. Hy moet die Here dien. En hy verklap dit aan Delila. En die eerste keer toe hulle sê vir hom skree, Samson, die Filistyne is op jou. Breek hy vlasdrade, soos vlasdrade wanneer dit vuur ruik, sê die Bybel. En weer het sy probeer, die derde keer. Toe sy gegaan stilletjies, en hy het haar alles vertel. En sy hare afgesny. Sy toewyding aan God is van hom weggeneem. En toe sy weer sê, Samson, die Filistyne op jou. Toe dink hy, nou gaan ek weer soos voorheen, dit breek en hulle slaan. Toe sy krag weg. Jy het gedink, jy het nog jou krag, en toe is jou krag weg. Alles by 'n begeerte. Alles by 'n begeerte. Maar kom ons haas ons. Die volgende waarby ek wil stilstaan is my verstand. Nie eers by my verstand wil ek stilstaan, by my gedagtes. Gedagtes. O, luister mooi. Alles begin by 'n gedagte. Die grootste moordsaak wat ooit plaasgevind het, het by 'n gedagte begin. Die grootste reuse wat geval het, het by 'n gedagte begin. Want jy saai 'n gedagte en jy oes 'n daad. Jy saai 'n daad en jy oes 'n gewoonte. Jy saai 'n gewoonte en jy oes 'n karakter. Net jy ook altyd mense, as hulle in die kerk inkom en weet ons almal is hier, dan kan ons maar begin. Het jy sulke mense hier? Hulle is daar by ons, hulle is in elke gemeente. Hoekom is dit so? Want hulle het 'n gedagte gesaai, van weet jy wat, ek kan maar altyd 'n bietjie laat kom. En toe daai gedagte, raak toe 'n daad, toe kom hulle laat, toe kom hulle weer laat, en toe raak dit 'n gewoonte. En nou ken ons hulle. In my gemeente, daai gemeente waar my paal begin het, was die BAMS, so as die BAMS in is almal daar. Nou ons ken die BAMS, dis hulle karakter. Net so ken die mense jou karakter. En weet jy waar dit begin? By 'n gedagte. En toe sit dit oor in 'n daad, en toe maak jy die daad 'n gewoonte, en toe word die gewoonte, jy wie jy is 'n karakter. Alles begin by gedagte. En hierdie gedagtes van ons, is, ek wil vir u sê, as ek nou hier 'n groot wit muur het, en ek vat 'n tennisbal, en hy spik swart, en ek vat daai swart tennisbal en gooi hom teen daai wit muur, en as hy so terugspring, dan sien ek, daar sit 'n swart kol, en dan vat ek hom weer, en dan gooi ek hom weer 'n swart kol, swart kol, swart kol, en elke keer wanneer jy 'n verkeerde gedagte, of 'n onrein gedagte, of 'n vuil gedagte het, dan maak jy jou gedagtewêreld vol swart kolle. Gedagtes.
Kan jy dink wat se groot kriminele sake het by 'n gedagte begin? Daar's 'n gedeelte in die Bybel in Spreuke 23 vers 7. For as he thinketh in his heart so easy. En nou is dit baie belangrik, wanneer jy in die Bybel lees van, my seun, my dogter, gee my jou hart, kan dit soms beteken die gees, soms die siel, soms die gees, siel en liggaam, afhangende net van die konteks hoe dit staan. So as jy die gees, siel en liggaam mooi verstaan, en ek wil vir jou as kind van God ook help, want as jy dit mooi verstaan, sorteer dit soveel goed uit in jou geestelike lewe, wat vir jou later so baie kan help in die vordering van jou geestelike lewe en jou groei tot volwassenheid. Want as jy dit kan verstaan, en as hy hier vir ons kom sê, as he thinketh in his heart, so easy, soos wat jy dink, dit is jy. Luister, daar's 3 juis. Die een, as jy by die kerk aankom en mense sien jou, en jou klere so mooi, en jou das is so mooi vas. En hulle sê jy elke keer so. Sê, is dan maar 'n oulike man daai, is 'n oulike vrou daai. Dis wat mense van jou dink. Dan is daar dit wat jy dink mense van jou dink. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dit wat jy dink mense van jou dink. En dan is die derde, wie God weet wie jy is. Daar in jou eie gedagtes. Sê vir my waan, as ek nou vanaand net hier kan begin het by Paul, en ons kan elkeen vat, en dit wat jy die laaste dag aan gedink het, ons gooi hulle jou. Dit die laaste 2 dae, laaste 3 dae, 4, 5 dae, ons gooi hulle hier op, en ons kan elkeen sin lees. Kan ek vir u vanaand sê wat sal gebeur? Ek dink nie ons sal iemand môre aand hier hê nie. Of ons sal hulle hier hê in berou en roep na die Here. Want in die era waarin ons leef, word die mense gedagtes besoedel, van advertensieborde, tot selfone, tot die internet, van onreinheid op onreinheid op onreinheid, gefokus op die seksuele, en mense is verslaaf aan hulle fone, en hulle is verslaaf aan pornografie, en hulle is verslaaf aan permissiwiteit. Hulle is in 'n ons is in 'n verskriklike toestand. Kinders klein en jonk. En baie ouers verstaan dit nie. As 'n seun daar by ons in Bloemfontein. Ek het gepraat oor 'n boodskap, die pes wat in die donker wandel. Ek het die tema by Domies Dani Steyn gelees. Hy het gepraat oor drank, die pes wat in die donker wandel, jare terug op Ventersdorp. Toe sê ek, Domies Dani, ek gaan daai gebruik en dan gaan ek daaroor praat oor seksuele permissiwiteit, waarin vandag is die pes wat in die donker wandel. En toe kom daar 'n jong seun, baie jonk, ek weet nie was hy 14 of 13 nie. En toe gaan hy na sy ouers toe vertel hy waarna kyk en wat hy doen. En toe vra ek moet met hom praat, en toe praat ek met hom, ek help hom. En toe kom die ouers uit, toe sê hulle, weet jy wat, want hierdie seun homeschool hulle. En toe sê hulle, ja, maar hy het 'n grey seun, 'n maat, en is seker die grey seun wat hom beïnvloed. Sê ek vir die ouers, julle maak 'n baie groot fout. Julle verstaan nie dat daar sondige begeerte in die mens is nie. En weet jy wat? Elke mens neig na die verkeerde toe. So moenie die skuld nou op iemand anders pak nie, op iemand anders in 'n ander skool pak nie. Pak hom op jou eie kind. Jou eie kind het die besluit geneem. En dis ons probleem vandag. Dis in ons gedagte wêreld, dis vasgevang. En dit bring my by die volgende een, verbeelding. Verbeelding is die vermoë om 'n wêreld op sy eie te skep. Kan jy jouself indink aan die wondermense wat hierdie aarde al betree het, wat geskep het, kunstenaars, wat die wonderlikste beelde geskep het en geskilder het vir ons. En ek lees een keer
van die vallei van verlatenheid. Die eiland van verlatenheid. Daar is 'n vallei van verlatenheid. Ek dink is daar by Graafrenet. Maar die eiland van verlatenheid. En die man sê, jy sal verbaas wees wie almal. Want die verbeelding van die mens, hy gaan oor oseane. Hy gaan binne in huise. Hy skep 'n wêreld op sy eie. Die man sê, hier op my eiland van verlatenheid het ek man sien aankom. Hy sê na sy vrou weet wat het hy hier gesien en gedoen. Dan sal sy hom oombliklik skei. Sy sê, maar jy sou verbaas wees, ek was so rukkie nog hierso, by hierdie eiland van verlatenheid, toe kom die vrouens aan. Sy sê, jy sal nie glo, wat het hierdie vrouens op hierdie eiland als gedoen? As haar man dit weet, dan los sy haar oombliklik. Jy sien die Ou Testament sê, skei. Jesus sê in die bergpredikasie, net kyk. Net in jou gedagtes, op daardie eiland van verlatenheid, skep. Noem het soos die wêreld dit vandag noem, jou fantasie. Jy sien, hier is ons groot probleem vandag. Mense wat nog gered is vasgevang met hierdie sondige, selfgesentreerde goed in hulle lewe. En ek wil vanaand vir jou sê, luister, kom ons mense met mekaar eerlik. Ek sê nou vanaand vir u, soos ek hier voor u staan, vir hierdie 43 jaar wat ek in die bediening is, sê ek nou vanaand vir jou, die Gees van God sal nooit by ons werk, as ons nie begin op 'n plek, waar ons ons saak met God vir eens en vir altyd regmaak. Die res, verskoon my drukking, is window dressing. Jy weet wat is window dressing? Is net 'n rookskerm wat ons voorhou. Ons het nodig om ergens met God te bedoel. Ons het nodig om met berou na God toe terug te kom. Ons het nodig om na die Here toe te kom en sê, Here, hierdie condition, hierdie sondige magneetveld toestand in my binneste, wat wegtrek van U af, wat na die verkeerde toe neig. Here, U moet my kom vrymaak, U moet my verlos. Here, my gedagtes, Here, my verbeelding. Here, kom maak my vry. Jy weet jy wat, is 'n psigologiese feit. Dat as jy altyd in een rigting ding, dan vorm jou brein groefies, fisiese groefies. En dit is maklik om elke keer in daai selfde groefies te gaan. En daarom moet jy op 'n plek kom waar jy kragtadig met die Here ontmoet en waar jy Romeine 12 vers 2 daarna waarmaak in jou lewe, waar jy vir die Here sê, Here, kom heilig hierdie gedagtewêreld vir my verstand, Here, my verbeelding, Here, kom reinig dit, kom maak dit skoon. En Here, ek wil my vernuwe in my gemoed, in my gedagtes. Here, ek wil op U fokus. Verbeelding, dan is daar die rede. Daar te kyk, waar is die tyd? Daar is die rede. Ek het vandag weer 'n bietjie gekyk na die rede, is ongelooflik. Weet jy, waar kry mense goeie, gesonde rede? Jy het kennis, en dan pas jy kennis toe, dan word dit wysheid. Wysheid is nie net kennis nie. Kennis is toegepaste, wysheid is toegepaste kennis. Dit wat ek nou prakties doen in my lewe. Jy kan nie elke Sondag kom in die kerk sit en luister, maar as jy dit nie gaan toepas nie, dan word dit nooit wysheid nie. Word nooit 'n lewensondervinding nie. So wysheid is wanneer ek kennis toepas en in my lewe 'n werklikheid word. En wanneer ek daai wysheid nou in my lewe ervaar, daai kennis wat ek toegepas het, dan bou ek in my geestelike lewe vir myself op. Ek gaan die Engels gebruik, 'n common sense. 'n goeie, nugtere rede, sodat ek goeie besluite in die lewe kan maak. En as ek dit nie doen nie, en ek kom nie daar waar die Here hierdie rede van my heilig nie, dan gaan ek ergens in my lewe verskriklike foute maak.
Maar dan het ons emosies. Ek gaan net vinnig hulle noem. Rein emosies en onrein nie. Sielkundige gesê, daar's 42 klasse ten minste waar ons hulle kan klassifiseer. Ek gaan nie in daai detail in nie. Al wat ek vanaand vir u wil sê, daar's twee groepe, rein emosies, onrein emosies. En die rein emosies gaan ek vinnig vir u noem. Dit is liefde. Dit is blydskap. Dit is vrede. Dit is vreugde. Dit is vriendelikheid. En hierdie liefde verdryf vyandskap, twis en toorn en bitterheid. Hierdie liefde bring 'n vriendelike toon in jou stem, sagtheid in jou oë, verander jou hele uitdrukking van die persoon se gesig. Blydskap is 'n stimulant, is 'n opboumiddel. Verdryf die blou maan daar. Vrede stil die spanning in jou vreesgejaagde lewe. Vriendelikheid bring 'n reaksie altyd by iemand anders. Die teenoorgestelde onrein emosies is kwaad word. Dit prikkel die bloedsomloop, gee vir jou hartprobleme, aanhoudende kwaad word, doen dieselfde skade aan die liggaam as koors aan die liggaam, dit vergiftig jou. Boosheid verdryf vriendelikheid, sagtheid, beskadig jou spysverteringsorgane. En let op wat sê Kolossense 3 vers 8. Ek wil dit graag vir u lees. Hy sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê, toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word, let op, tot kennis van die beeld van sy skepper. Let dit af. Efesiërs 4 sê vir ons 'n geskreeu. Mense wat hulle mere verloor, mense wat hulle speelgoed uit die kot uitgooi, mense, kinders van die Here wat so optree, kwaad word, toornig word, ruk en pluk. Maas wat die hele dag in 'n huis loop en skreeu, die Bybel sê geskreeu moet van julle afgelê word, ophou. Paas wat in die huise kom en net skree. Vleeslikheid. En dan wonder ons baie keer hoekom ons kinders nie die Here dien nie. Want dis hierdie vleeslikheid in ons lewens. Boosheid verdryf vriendelikheid, sagtheid. En dan die laaste sluit ek af, smaak. Smaak. En dan wonderlik dat die Here mens smaak gee. Dit is al 'n saai wêreld gewees as ons almal van dieselfde goed hou. Dink jy nie so nie? Ry ons almal rooi karre. Nee, ry ons almal dieselfde maakkarre ook. Dink jy aan arme Toyota mense, hulle sal hartaanval kry as hulle net met Fords moet ry, nee. Ek dink die arme Ford mense as hulle met Toyotas moet ry, so skrikkelik. En as ons die Mercedes mense in Volkswagentjies druk, nee. Hoe sal dit wees? Hulle sal niks daarvan hou nie. Sal saai wêreld wees, en as al die karre wat ons ry net wit is, of net rooi is, of net swart is, wat 'n wêreld sal dit wees. Maar weet jy wat, God gee ons smaak. Ons kan verskil van mekaar in smaak. Maar weet jy wat is daai smaak wat jou ondergang kan wees, want hy neig ook weg van God af. En hy trek ook na die verkeerde toe aan. As 'n jong meisie, is 'n ware verhaal. Sy was baie talentvol. En sy het haar lewe voor haar gehad met musiek. En haar ouers met haar gepraat. Sy het die wêreld gegaan. Jy weet ons vandag hier sekere musiek, as jy, hoe kaler die meisie wat die musiek sing, hoe beter is sy, ne? Hulle kan net sowel naak op die verhoog wees. Doen die snaakste drogbeelde en goddeloosheid wat hulle doen. En die meisie is in hierdie wêreld met dit besig. En ouers sê vir haar, weet jy wat? Ouers ken die Here, sê vir haar, weet jy wat? Ons is nie gelukkig met jou nie. Jou smaak gaan jou 'n prys kos. En dan sê slim, jy weet ons is op 'n stadium, is ons slim en ons weet altyd. En ons het 'n harde wil en ons gewete druk ons onder, ons maak hom stil en ons gaan in die rigting wat ons wil gaan. En sy tree op in die een groot stad na die ander groot stad. En toe hulle sy die volgende dag nie uit haar hotelkamer kom nie toe. Is hulle benoud. Uiteindelik is hulle in die hotelkamer, toe hulle in die hotelkamer kom. Toe lê sy op die grond. Toe
kom hulle agter eerste, sy's van al haar juwele beroof. Alles gesteel, ringe, alles. Halssnoere, alles gesteel. 2 wat hulle agterkom is, sy's van haar reinheid beroof. Hulle het haar verkrag. Die 3de wat hulle agtergekom het, sy haal nie meer asem nie, sy is dood. Waar het begin? By my smaak. Net my smaak. My smaak het ek nie vir God gegee. Daar was 'n Duitse skilder. Ek weet nie, was dit Hofman nie. Heinrich Hofman, hy het 'n paar keer beelde van Jesus geskilder. En Jesus lyk net vir die noem terloops nie soos die skilder in die kinderbybel dit wys nie. Maar hy het dit probeer uitbeeld en soms probeer hulle sekere aspekte van 'n persoon met sulke skilderwerk uitbeeld. En hierdie Duitse skilder wat baie bekend was, het dit net Jesus klaar geskilder. En toe kom Napoleon na hom toe. Napoleon vra vir hom, sal jy asseblief vir my Venus skilder? Venus is die vrugbaarheidsgodin van seks en onreinheid. Bekend as Venus onder die Romeine, maar Epaphroditus onder die Grieke. En toe vra Napoleon vir hom, sal jy asseblief vir my Venus skilder? Toe sê hy, ek kan regtig dit nie nou doen nie. Ek het nou net Jesus geskilder. Ek sal dit nie reg kry. Hy sê, ek dink nie ooit ek sal dit vorentoe reg kry. Weet, ongeredde mense se smaak is vir partykeer baie beter as wat baie ander mense se is. Kom ons bid saam. Vanaand wil ek weer vir jou vra, wil jy nie in hierdie week die prys bereken wat dit jou kos, om te sê vir my Nardus, weet jy wat, jy gaan 'n slotgebed bid, ek wil 'n slotgebed bid, maar jy sê, weet jy wat, ek wil hierdie week by daai plek kom, verstaan nog nie alles nie, maar ek het 'n begeerte, ek weet nie wat is dit nie, maar hier diep binne in my is daar begeerte. Ek wil daar kom waar die Here my werklik vry maak. Ek in die volheid van die Here kan lewe. En dat ek daar kan kom waar ek kan sê my lewe behaag die Here. En môre aand gaan ek vir jou wys hoe kan jy daar kom? En as jy nou vanaand hier sit en jy sê ek wil daar kom, bid vir my. Bid dat die Here my sal help vanaand en môre, dat ek tyd sal maak om met die Here te ontmoet. Is daar so iemand? As daar so iemand is, steek net jou hand op terwyl ons oë gesluit is en ons hoofde is gebuig. En ek en die Here, dankie. Dankie, is daar nog iemand? En die Here sal dit sien, ek sal vir jou bid. Is daar nog iemand? Al ken ek jou nie. Dankie. Nog iemand. Steek jou hand op. Moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie. Nog iemand. Neem vrymoedigheid, sê Here, hier's ek. Ek wil in hierdie dae met U ontmoet. En die laaste kans, is daar so iemand? Vader, baie dankie dat ek voor U kan buig en vir elkeen kan bid wat die hand opsteek, wat sê, Here, ek is besig om hier in die dal van beslissing, hier, Here, terwyl ek as te ware in die pekel lê, hier waar ek besig is om met U erns te bedoel, en Here, met U te worstel, bid ek, Here, help my, dat ek met U sal ontmoet in hierdie dae. Ek wil nie dieselfde wees nie, ek wil nie na hierdie Pinkster nog leef soos ek nou leef nie, ek wil in die volheid van die Heilige Gees lewe, ek wil hierdie oorwinnende lewe van volkome heiligmaking in my lewe ervaar. Help my, Here, help hulle, Here, ek bid U, ek vra vir U, ek pleit by U, dat U dit vir hulle sal doen. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam.